Dankie Here dat U goed is en getrou is en net U is, Here. Maar dankie dat ons ons lewens gee as 'n lewende offer vir oggend, Here. En Here, dankie vir Beweegkerk waar ons 'n weermag is, Here. Ek wil bid vanoggend, Heilige Gees, dat U iets in ons harte sal aktiveer vanoggend. Here, dankie dat U ons roep om die lig in 'n donker wêreld te wees, deur gehoorsaam te wees aan U. Here, dis nie maklik nie, maar ek kom bid, bekragtig ons, praat met ons, Here. Stort die Gees uit op ons. Daar is niemand soos U nie. In Jesus naam vra ek dit. Amen. My opskrif, sy gedagtes, jou siening. Sy gedagtes, jou siening. Nou, wie het al ooit vir iemand gevra, wat is jou siening oor die situasie? Nee? As jy 'n vrou dit vra, moet jy baie versigtig antwoord. Alles wat jy sê, kan teen jou gehou word. So boys, jy moet dink as jy ietsie sê in daai geval. Maar my vrou is nie hier vanoggend nie, Korreltjie het so 'n bietjie verkoue, so sy is by hom. So ek kan windgat wees, ons sal nou by die huis praat daaroor. Wat is jou siening? Nou, ons siening moet wat wees? Die gedagtes van Christus, the mind of Christ. Jy as kind van God het die Heilige Gees in jou, en die Heilige Gees in jou wys vir jou wat is die gedagtes van Christus. Dis hoekom die Here hierdie wonderwerke kan doen. As ek vir jou sê vir hoeveel dowes ek gebid het hierdie week, blindes of die week voor dit, wat die Here net genees het, maar wanneer ek daar staan, in my kop en in my hart het ek klaar die gedagtes van Christus dat hy gaan genees. Dis nie onderhandelbaar nie, dis nie 'n debat nie, dis nie ek stry nou met die Here nie. Ek is soos Here, ek weet wat U vir hom het en ek gaan glo en ek gaan staan op dit. Nou vandag wil ek jou uitdaag, daar's goed in jou lewe wat nie gebeur nie, want jy het nie die gedagtes van Christus nie. Daar's goed wat die Here vir jou wil oopmaak, maar jy moet the mind of Christ hê oor dit. Vir die betere Engels. Kom ons begin eers by 1 Korintiërs 2. Blaai vir my sien toe. Nou gaan van na 15 toe onder, 16, en dan gaan ek die hele stuk vir jou deurgaan. Want wie die sin, daai is gedagtes, nê, van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig. Maar ons het die sin van, jy het die gedagtes van Christus deur die Heilige Gees. So jy kan anders te dink oor 'n situasie, jy kan anders te optree, jy kan bonatuurlik reageer, jy kan 'n belewenis van die Here hê en daarop staan en dan sal die hemel jou ondersteun. Dis anders met ons. Ek besef hierdie is 'n vreemde konsep. As ek vir mense vertel, 'n seentjie wat blind was het gesien en 'n ou wat doof was het gehoor en 'n ou wat stom was het gepraat en elke siekte wat daar was het genees en 1000 mense het Jesus aangeneem, demone het gemanifesteer, is hulle soos, julle is weird. Hierdie het net in die boek van Handelinge gebeur. Nee, dis eintlik die opdrag aan kerk. En ons basiese goed in jou lewe wat moet verander deur die gedagtes van Christus. Maak dit sin? Ek ons gaan deur hierdie stuk. Hoe kry ek die gedagtes van Christus? Wel, dit is baie duidelik hier, vanaf vers 10, gaan vir op. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Wat ondersoek die Gees? Die dieptes van God. En hy sê wat? En God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Wat het hy geopenbaar? Die dieptes van God deur die Gees aan jou geopenbaar. Hoe cool is dit? Ag, Here help hulle. Okay. Daar's dieptes wat God
vir jou ontsluit wat sy kerk is, wat vir jou geopenbaar is, of daar is om geopenbaar te word? Gaan jy hom toelaat? Gaan jy hom toelaat om met jou te praat? Gaan jy hom toelaat om in 'n situasie vir jou oop te breek? Nou hier is die realiteit. Dis baie van ons wat met ernstige goed battle in jou lewe op hierdie oomblik. En tot jy nie in daai diepte is wat jy die Here nodig het nie, gaan 'n 10-to-1 nie vir jou 'n plek wees waar jy leer om te wandel in nie. Ek het eendag gestry met serebrale malaria, wat ek op my doodsbed gelê het, en daar het ek die Here beleef. Daar het die Here, en ek sê nie ons almal moet soontoe gaan nie, maar ek wil vir jou sê dat kry jou kop nou reg. Want as die golwe kom, dat jy reg is, dat jy klaar kan glo wat God sê oor die situasie, dat jy stand kan inneem, en in daai moment het die leeu van Juda in my kamer ingekom en my totaal genees. Binne 'n dag, genees. My liggaam het shots gevat, ek het 'n jaar gevat om net weer normaal te wees. Maar die malaria was weg. Okay. Vers 11. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Hy weet die Heilige Gees, jy, sodat jy kan weet wat vir jou geskenk is. So wanneer daai situasie kom, as jy sê, Here, wat het U vir my geskenk? Hoe cover U genade my nou? Hoe kan ek nou staan teen hierdie ding? Hoe kan ek nou glo dat U is? Wat is my profetiese woord? Want wat die hart van vol is, lê die mond van oorloop. Wat gaan ek nou glo, opstaan, vertrou en gaan voor, is wat jy nodig het. Jy het die Heilige Gees. Baie van ons het die Heilige Gees. Ons almal, hoop ek. Want ons almal verstaan nie dat jy die sin van die Here het, the mind of Christ nie, dat jy kan verstaan wat die Here vir jou het nie. Imagine ek het nie geglo wat ek geglo het nie. Wat sou gebeur het? Ons sou Zambia toe gegaan het en vir mense groentetuine gaan plant het. En hulle huisies gaan verf het. Maar as niks fout daarmee is, dit is wat jy wil doen die res van jou lewe nie. Maar nou het hy groente en hy het 'n mooi huisie, maar hy gaan hel toe. Halleluja. Ek vra partykeer vir ouens wat op 'n uitreik was, hoe was jou uitreik? Ons het vir hulle wortels gaan plant. En hulle huisies gaan verf. Ek sê, het iemand na die Here toe gelei? Nee, dis nie wat ons doen nie. Dit gaan vakansie hou. Harde vakansie. Verstaan jy dat kerk hierdie welsyn mentaliteit geraak het van ons deel vir mense, ek weet nie wat uit nie. Iemand, kospakkies. En ons kospakkies is nie bad nie. Maar daar's 'n bonatuurlike deel wat die Here se manier was nog altyd in die boek van Handelinge, die hele Matteus, Markus, Lukas, sien ons dat hy opgedaag het met die bonatuurlike om homself te openbaar en hy gee kerk die opdrag van kry my gedagtes en my hart. En weet jy wat vir my hartseer is? En ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar ek gaan dit net sê want dis ek wat weer preek, né? Volgende week sal Janine preek en dan gaan dit baie rustiger gaan. Ek wil hierdie vir jou sê. Ons raak eintlik 'n uitgesterfde liggaam. Wat bedoel ek met dit? As ek vir mense sê wat ons kerk doen, is hulle sê, nee jok. Nee, niemand doen dit nie. Maar verf julle nie geboue nie, deel julle nie net kospakkies uit nie, het julle nie sopstoepies en nee. Ons doen dit nie. Ons gee vir jou die ware brood, ons gee vir jou Christus en ons bid dat die Heilige Gees opdaag en jou bekragtig. My vriend, ons gaan in die leeu se bek en ons gaan haal hulle uit. Want dis wat ons doen. Gideon's bende. En weet jy wat? Die vyand hou nie van ons nie.
Hy's baie meer gemaklik met kospakkies in 'n gebou verf. Né? Baie meer gemaklik. Want niemand word gered nie en daar's nie 'n kragrelease nie. En as ek reg rondom ons kyk, begin ons eintlik alleen staan en ons raak weird. Julle is gou weird ouens wat vir mense bid. Nie 'n namnat, ons is nie. Ons is die skriftuurlike ouens, jy's die weird ou. Namnat beteken unwise one. Kyk, jy nie weet nie. Maar die Here roep ons anders. Hy roep ons as 'n Gideonsbende en vandag weer eens net of jy 10 voor my sit of 1000 voor my sit, ek soek 300 wat sê ja Here en ons sal jou aktiveer. OK, kom ons gaan aan. Daarvan spreek ons ook nie met woorde wat menslike wysheid, dis vers 13 as jy nie profeties is nie, wysheid leer nie. Maar die wat die Heilige Gees leer sodat ons geestelike dinge met geestelike dinge vergelyk. Ons spreek nie met menslike wysheid nie. Ons menslike wysheid sal jou doodmaak in 'n tyd soos vandag. Menslike wysheid sal jou sink. Tot 'n paar jaar terug en ek het hierdie getuies vertel, bel hulle my oor 'n dametjie wat selfmoord gepleeg het, probeer pleeg het en toe op haar sterfbed lê in ICU. En almal rondom haar het het menslike wysheid gehad. Dit en ag jee. Nou bel hierdie ou my. Hy sê vir my, ek het gehoor jy kan die Here gebruik kragdadig. Ek het baie goeie inligting gekry dat ek jou moet bel. Hy sê vir my, hierdie ou het dit gesê en daai ou het dit gesê. Ek sê, kan jy asseblief vir almal sê om stil te bly? Ek gee nie oor hulle opinie nie. Ek gaan net vir jou sê wat die Here sê. Binne 3 dae gaan sy uit die dood uit opstaan. Uit tot doodbeds uit. Op daai 3de dag bel hy my dat ek kan na die Here toe lei. Ja, maar oom Piet het dit gesê en daai profeet het dit gesê en daai ek sê vir almal shut up. Wat is menslike wysheid? 3de dag word sy lewendig. Nie lewendig nie. Uit die koma uit. Bel hulle my, lei kon na die Here toe. Jy gaan anders kyk. Mense gaan nie van hou van wat jy sê nie. Jy gaan anders kyk, jy gaan die bonatuurlike sien, jy gaan die sin van die Here verstaan. Verstaan jy vandag dat jy die sin van die Here nodig het? Jy verstaan nie dat iemand vir jou moet sê, kom uit jou boks uit. En dit voel in jou hart as ek met jou praat. Wie is dit weird? Besoekers baie welkom. Nie worry as jy wonderwerk nodig het, jy gaan dit hier kry. Okay? Al dink jy ek's weird, jy gaan ten minste genees en jou demoon gaan en jy gaan deurbraak kry en dan kan jy nooit dink ek's weird. 14. 'n Natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die natuurlike mens neem die dinge van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Dit is my grootste battle as ek vir mense bid partykeer, as ek oproepe kry. Mense bel my, ons gewoon ons met jou bel. My grootste fight is om hulle uit die natuurlike mens uit te kry. Net daai net dit en daai, ek is soos, kan ons net die Here hoor asseblief? Kan ons net die gedagtes van Christus nou hê? Kan ons hoor wat hy sê en vir dit gaan? En ek gee nie om hoeveel wysheid jy by almal gekry het nie. Stop dit, kom in die Gees, hoor die Here. Jy het the mind of Christ nodig nou. Jy het die sin van die Here nodig soos nog nooit tevore nie. Anders was jy dalk nou in Amerika. En ek sê nie wat in Amerika is dat ons volg, dat jy nie die Here gehoor het nie. Dat jy gevlug en gehardloop en aanhou vlug en aanhou hardloop, in plaas van te sê, Here, wat sê U vir my? Anker en wees die lig in 'n donker wêreld. Anker en hoor my. Anker en vestig. Anker en rig op. Kom staan so 'n bietjie 'n wrywing in die atmosfeer nou toe ek dit gesê het. Sonder die gedagtes van Christus gaan jy jou gat afhardloop jou hele lewe. Jy gaan vlug van die een plek na die volgende plek. Maar partykeer moet ons vas staan en sê, Here, wat sê U vir my? Lig, anker, staan. Wees my verteenwoordigers. Dink soos ek dink en sien wat ek sien.
O, daar sink dit nou in. Ek kan voel dit nou sommer. Wie het gevoel die atmosfeer skuif sommer nou? As hy het wakker geword, dankie. Kom ons gaan aan. Vers 15. Het ek klaar gelees. 16. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Ons het die sin van Christus. Blaai my saam na Matteus 14 vers 15. Ek gaan regtig betyds klom ook vandag, hoor. Of dalk nie. Ek gaan probeer. Matteus 14 het ek gesê, nee, 14 vers 15. En toe dit aand geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate, en dit is al oor die tyd. Stuur die skare weg, sodat hulle na die dorp kan gaan en vir hulle voedsel koop. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie, gee vir hulle iets om te eet. Jesus gee sy disippels 'n geleentheid om die sin van die Here te hê. Hy sê gee vir hulle kos. Baie keer kom die Here eers na jou toe en hy sê, "Hey, maar stap uit op geloof." Nee, kom ons bel vir Jace. Ons by die pastoor. Nee! Weermag, niks gaan verander as jy nie die sin van die Here verstaan nie. Hoekom dink jy spandeer ek 10 dae van my familie af weg? Dink jy ek het nog die wonderwerke gesien en my seun vra vandag vir hoeveel ouens jy na die Here toe gelei? Ek sê vir hom ek stewig op pad. Ek sal oor die 600,000 ouens na die Here toe gelei in my lewe. Al die crusades wat ek al was. Ek kan doodgaan, ek het goed gedoen aan die ander kant. Nee, ek gaan verseker 'n braaiplek hê. Hoekom dink jy doen ek hierdie goed? Om jou op te rig, om die sin van die Here te kry, te verstaan, as ek net 8 kan oprig wat dit snap, gaan hulle die wêreld vat. Uit die mond van die suigeling, né? So hy gee hulle geleentheid, 17, maar hulle antwoord hom, ons het hier net 5 broodjies en 2 visse. My vraag is, wat is jou antwoord vanoggend oor jou situasie? Wat is jou antwoord oor dit wat voor jou kom? Ag, Here. Of is dit, Here, ons het 5 broodjies en 2 visse, ons kan dit doen. Ons kan dit doen. Want ek voel, u gaan hierdie nie laat ophou nie. Hoeveel preke moet ons nog bysit om te verstaan dat jy die sin van die Here het? Hoeveel kere moet jy nog onder die woord wees wat jy hierdie hoor en nie glo nie? Hoeveel kere moet jy nog getuienisse sien en in jou kop dink, want van julle het hier gesit en dink, hy moes hulle 'n geldjie gegee het om dit te sê? Wie nou lag jy self weg? Van hulle het gedink, sonsteek. Dalk moet jy net besef dat jou God groot en goed is. In die oggendure maak die Here my wakker en hy deel die volgende met my. Daar waar die disippels by die graf kom en die engele vir hulle sê, hoekom soek julle die lewendige God by die dooies? En hy sê vir hulle, ek's nie deel van Mohammed, van Allah of van Boeddha nie. Ek het nie 'n graf nie, ek leef. Jou God se graf is leeg, my chom. Hoor gou mooi. Die ander een se graf het hulle 'n gat in wat hulle koppe teen smeer die hele tyd om hom te sien. Hy's dood, hy lê daar. Jou God leef. En as ek jou nou offend het, ek gee nie regtig om nie. Ons God leef. Hoekom wil jy jou God by die dooies soek? Hy het opgestaan. En tweede deel die Here met my hierdie skrif. Hy vra vir die disippels, wie sê julle is ek? En almal is bla 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 bla. En Petrus sê, u is die seun van God. U is die Here. Wat is jou antwoord vanoggend op wie sê jy is hy? Dit is wat jy dink van hom, dit is wat jou sin is oor hom, dit is wat jy glo is oor hom, is wanneer daai situasie kom, wie sê jy is hy? Ek het 'n saak, ek het daai eendag vrou se Ngomas gesê, julle is van die pad af, man. Julle is op pad hel toe, julle is hel se kinders. Satan is julle beste vriend, en ek daag julle uit vanaand, wys jou krag, want ek gaan vir jou wys wie my God is. En nie een van die sissies het opgedaag nie.
Ag, jy kan nie dit doen nie. Ons moet bang wees vir hulle. Bang se wat? Bang wie? Oor die lig is kan die duisternis nie wees nie. En hulle het gehardloop en weggekruip, want hulle weet, die God van hemel en aarde het opgedaag. Dis my sin van wie hy is. Wat is jou sin van wie hy is? Miskien die storie verder. Jesus sê, hy gee dank aan die Vader, hy het 'n dankbare hart. Nou, wat dink jy het hy vir die Vader gesê? Ek weet u hoor my. Ek weet u is in hierdie. Jesus, obviously, het verstaan waaroor dit gaan. Hy het met God daaroor gepraat. Wat is daai dank wat jy doen? Kom ek lees dit vir jou. Hierdie is so cool. En hy sê, bring dit hier vir my. Here, gebruik altyd wat jy het, ouens. Hoor gemooi. Moenie wag om te saai tot jy miljoene het nie. Saai met die bietjie wat jy het, want dis wat die Here gebruik. En toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit. En hy neem die 5 brode en die 2 visse en kyk op na die hemel en dank. Jesus het iets daar losgemaak om te sê, Vader, ek weet u kan, raak dit aan. Want hy is 100% mens gewees. 100% God, 100% mens. Lazarus, wat doen hy? Hy sê, hy slaap net. Hy slaap net. Gaan van Matteus 9 vers 23 toe. Wat gaan vanoggend in jou hart en jou gedagtes aan? Ek weet nie, jy weet. En ek weet ook die Here weet. 9:23, kom ek lees dit vir jou. Halleluja. Ek weet, is lekker om terug te wees, amen. Dankie vir die 3 wat sê ook is lekker om terug te wees. Hoor. En toe Jesus in die huis van die owerste kom en die fluitspelers sien en die skare wat te kere gaan, sê hy vir hulle, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap, en hulle het hom uitgelag. En nadat die skare uitgedryf was, daai is 'n baie belangrike punt. Die skare gaan nie met jou saamstem nie. Hoor gou vinnig vir my, as jy begin sê wat jy voel die Here sê in die situasie, gaan mense jou uitlag. Ek mors my tyd eers eens partykeer by mense. As ek daar staan en ek kom agter hierdie ou het geen klou nie, hy is nie lus om te hoor nie, hy is arrogant in sy tradisie, dan sê ek soos ou, hou jou boring lewe. As ek vir mense sê, jou kind is besig om dood te gaan, laat ek hom bid, ag weet jy, ons het genoeg mense om te bid. Almal bid dat ons beter voel. Ek laat dit dan maar oor jou gaan. Nie my tyd mors nie, gaan ek kom bid nie. Gaan aan. Wat weet my wanneer ons die begrafnis moet doen? En ons al tye wat ouens sê, asseblief, ons het die sin van die Here nodig. Ons het nodig dat jy ingryp. My vriend, dan kom die Here en sy hand druk af op die aarde en hy verander 'n ding. Wat probeer ek vir jou sê? Mense gaan vir jou lag. Mense gaan stupid goedjies vir jou sê, soos, weet jy wat, die gebedsketting is sterk, almal bid. Is daar ouens wat bid wat die sin van die Here ken? Hoor gou mooi. Ek gee nie om oor tannie Pietie wat bid dat jou hartjie beter voel nie. Ek wil hê, dan moet iemand vir jou bid wat sê, die Here sê nee. Hy sê dit gaan omdraai, hy sê jy gaan lewe, en hy sê jy gaan 'n lang lewe hê. Dis wat jy wil hê moet gebid word. Nee, ag, ons die Here troos jou. Troos my vir wat? Vir wat? Kom tot my troos. Hier is nie troos nie, my chom, hier is lewe. Hier is deurbraak, hier is voorsiening, hier is 'n lewe oor, hier is my God wat vir my is, en ek weet ons in daai lewe se back and right, ek soos Here. Hallo Gideon Spende, is julle wakker? Besoekers, jy is welkom. Raak familie dat ons jou uit jou boring lewe uit kan kry. Kyk, ons gaan aan. Ek stuur met 'n oor. Ag nee, almal sê nie okay nie. Ek gaan 2 skrifte met julle deel. Is dit okay, dan eindig ek daar af. Kan ons stem, wie is dit okay? Steekie hand op. Meerderheid wen. Jakobus 1 vers 5, gaan vir my sien toe. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid,
wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Want hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrewe en voortgesleep word. Want 'n mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Bang. So wanneer ek na die Here toe kom, verstaan ek dit wat die Here vir my sê. Ek verstaan wat ek glo oor hom. Ek verstaan wat ek voel hy in my hart sê. Ek verstaan wat sy vrede is op my en ek is nie onbestendig nie. Ek bid met doel. Laat dan ek sê vir die ou vir wie hulle gebid het vir die long. Imagine hulle het gebid en gesê, ag Here, wil sy longe nou nie is nie. Troos tog net die tannie so lank. Imagine daai gebed. Wie voel is plat soos 'n, ek weet nie. Ja, dis net soos boef. Maar hy het onderskei wat die sin van die Here is en hy het gesê, Here, ek gaan nou bold wees, want ek is die kind, nie bold, soos moed. Hy sê, Here, ek gaan nou bold wees en ek gaan nou vertrou dat U nou in die naam van Jesus Christus, ag Here, laat sy longetjies beter voel. Jy kan voel as niks nie. Here, ek voel U wil vir hom 'n nuwe long gee. Ek weet nie hoe dit werk nie en ek verstaan nie wat daar aangaan nie, maar Here, soos ek my hand op sy longe sit, gee vir hom 'n nuwe long nou. Skielik voel jy daar beweeg die hemel. Jy kon net voel die hemel beweeg in dit. As jy nie doen nie, fake dit, jy gaan nou uitkom, ontspan. In geloof steek jou hand op. Ja, ek moet nie fake nie, maar in geloof. Die hemel en aarde skei wanneer ons die sin van die Here kry en uitstap op boldness. Okay, en sê ek beleef dit en ek gaan daarvoor. Imagine 'n blinde kind wat blind en stom is het na my toe gekom en ek het vir die ou gesê, jy het dalk 'n goeie spraakterapeut vir goeie oogkundige. Ek het een se nommer vir jou. Ooh, hierdie tannie is goed. Ek gaan vir hom so bril gee. En dan gaan sy werk met sy mondjie. Ek weet eers wat. Amen. Ek kan voel. Poef. En ek sê nie as jy brille vir mense gee dat jy van die pad af. Ek sê nie dit nie. Al wat ek sê is daar's tye wat jy jou big boy pants aantrek of net my broek optrek en jy staan en jy sê, Here! Ek het voor daai kind gestaan met geen twyfel in my hart nie. Geweet die Here het dit. Toe ek so agter hom maak, toe kyk hy om, sy ore oop. Die volgende oomblik toe begin hy praat. Daar's goed in die atmosfeer wat die Here wil losmaak vir jou kerk, vir jou Gideonsbende, vir jou. Hier is nie 'n preek vir almal nie. Hierdie jy's uitgesoek om vanoggend hier te wees. Hierdie kerk is nie vir almal nie. Nie altyd almal nooi nie, hulle gaan kwaad raak en weghardloop. Nooi ouens wat jy voel die Here hiernatoe stuur wat opgerig moet word. Het al iemand genooi wat weghardloop het? Moenie nie 'n hand opsteek nie, moenie. Ek loop mense al raak en hulle sê, "O, jy," en ek sê, "Ek sê, maar ek ken jou nie." Jy raak 'n demoon gehad en uitgehardloop. Laaste, rarig. Filippense 2 vers 4 gaan van sin toe. Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie. Nê? Ons daar is vanaf vers 4, ja. Maar elkeen ook na ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in 'n gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, tot die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Stop gou daar. So kom ons reguit praat met mekaar, né? Die volgende vlak is jou selfsugtige lewe wat jy neerlê en 'n dienskneg raak om mense te dien met die sin van die Here. Hoor my nou.
Jesus het die naam gekry bo elke naam omdat hy 'n dienskneg was. En hy sê daar, hierdie selfde gesindheid moet in julle wees. Wanneer laas het jy jou selfsugtige lewe gestop en net vir iemand gebid? Of met alle gebede vir jou gaan? Wanneer laas het jy net vir iemand anders te gebid en nie jouself nie? En los jou gebed nie oor jou gegaan en jou deurbraak en jou gesondheid en jou gesin en jy het vir, verstaan jy, ek weet hierdie is weird want ons wil hê alles moet oor ons gaan. Want ons het sulke bokkies wat ons cover. Maar die Here het my, verstaan ek is, daar's iets van God se hemel wat ooptrek sodra jy die sin van die Here het in 'n dienskneg raak. En dit nie meer oor jou gaan nie, maar oor ander mense. Dis asof jy sommer net genees. Asof jy sommer net herstel. Dis asof seek first the kingdom of God and all else will follow. Skielik breek die hemelse finance deur, want dit gaan nie meer oor jou geld nie. Ag Here, asseblief. Yes, Here, ek sien hierdie ou te behoefte. Ek het die sin van die Here. Ek voel U moet hom help, al het ek nie. Die hoogste vorm van die sin van die Here is jou gedagtes wat 'n dienskneg is en daai mentaliteit wat in jou is en kyk wat die Here met jou dan doen. Ek praat met my vrou oor deurbraak en dit gebeur, ek bid nie eens meer daaroor nie. Ek sê, Jesus lief, dit sal lekker wees as die Here dit doen. Die volgende dag, boem, ek sê, wow, hy's vinnig. Want die gesindheid wat in Christus is in my, dit gaan nie oor my nie. Dink julle dit is vir my lekker om Zambia toe te gaan en vir 10 dae my gesin te los en in die son te gaan rondloop? Nee, ek het 'n kerk. Hoekom doen ek dit? Want ek besef die ultimate deurbraak is die gesindheid wat van Christus wat in jou is, wat dit nie meer oor jou lewe gaan nie, maar oor ander mense se lewens. Ons was dan baie reguit met mekaar vanoggend. Amen. Kom ons sluit die oë. Net waar jy sit, sê net, Here Jesus, ek wil sien wat U sien. Ek wil voel wat U voel. Sê Here, ek wil U gedagtes hê. So. Sê Here, maak my 'n dienskneg. Tot eer van U koninkryk. Dankie Here, soos ek vir elke persoon nou bid, kan ek net sien dat hulle deurbraak lê nie noodwendig in hulle eie gebede nie, maar hulle gebede vir ander. Hulle deurbraak lê nie noodwendig in hulle vertrou vir hulle self nie, maar hulle vertrou vir ander. Dankie daarvoor, Heilige Gees. Dan heel laaste, sê Here, wys my wat voor my is, waaroor ek anders moet dink. Ek sien nie die Here vir jou ander gedagtes wil gee, hoe jy wil aanraak, hoe jy iets wil doen. Jesus, daar's beloftes wat vas is, wat moet loskom, want jy moet anders dink daaroor, jy moet anders praat daaroor, jy moet anders bid daaroor. Jesus. Dankie Heilige Gees. Amen. Vriende, my mentaliteit is ek praat met 'n weermag wat opgerig word. Ek praat nie met vet babietjies wat hier sit en gevoed wil word die hele tyd nie. Amen. Okay, ons kan elke week 'n preekie hoor, elke week gevoed word en niks doen nie. Ek praat met 'n weermag wat 'n skop nodig het partykeer en 'n stoot nodig het sodat hulle die hand van die Here sien. Amen. Amen, sak al hoe minder. Ek bedien weer vanaand. Vanaand praat ons oor wat dit vat om 'n disipel te wees. Is ek nog 'n disipel? Wat sê die vereistes daarvan? Ons gaan in al die aspekte van wat dit bevat om 'n disipel te wees, die beginopdrag, ons ingaan. Ek hoop ek sien julle almal daar vanaand. Sê vir die ou langs jou, "Heerste was lekker vanoggend." Asai. Daar het jy die sin van die Here. Bless jou. Jy moet 'n amazing dag hê. As jy 'n genesing nodig het, kom vorentoe. Profetiese woord of bevryding van julle gesigte kom vorentoe.